Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 27 Mei en vandag lees ons saam die pragtige Psalm 8 en ons lees dit uit die 2020 vertaling. Word saam met my stil in hierdie oomblik van lig en lewe. Dink aan ons, o Heer. Hoor ons gedagtes, o Heer. Draai Heer u gedagtes na ons en gee ons rus, o Heer. Amen. Vir die musiekleier op Hagetiet, 'n Psalm van Dawid. Here ons Heer, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. U wat die luister bo die hemelruim vestig. Deur die mond van kleuters en suigelinge het u mag gevestig. Vanweë u teenstanders, om vyande en wraakgierige stil te maak. Wanneer ek na u hemelruim kyk, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? 'n mensekind, dat u aan hom aandag skenk. U het hom net minder as die hemelse wese gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die klein vee en beeste, ja selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel, en die visse van die see wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Here, ons Heer, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. Dikwels lees ek die psalms se opskrifte as inligting wat my nie noodwendig vandag meer kan help nie. En op die eerste lees klink Psalm 8 sin ook soos vele ander, vir die koorleier op 'n wysie lank vergete. Maar in die ou Griekse vertaling van die Ou Testament, bekend as die Septuagint of die LXX, is die opskrif van Psalm 8 interessant. Vir die wynperse. Die Hebreëse woord al-Hagetiet verwys waarskynlik na 'n musiekstyl of melodie van die stad Gat. Maar omdat dieselfde woord ook wynpers kan beteken, het die vertalers van die ou Griekse vertaling gekies vir wynpers. En in die kerktradisie het hierdie vertaling 'n ryk betekenis tot gevolg gebring. Stel jy voor, 'n lied wat oorspronklik bedoel was vir die musikante van Gat, beland in die hande van 'n wynmaker tydens Parstyd. Die man vee die sweet van sy voorkop af en dink, wat moet ek nou met hierdie psalm maak? Dit is Parstyd, alles is chaos. Die druiwe moet getrap word. Daar is nie nou tyd om onder die sterre te gaan staan en mooi woorde te sing en diep na te dink oor wie ek is nie. Ek lees Psalm 8 dikwels as 'n psalm wat tot sy reg kom onder die sterrehemel of buite in die natuur. Maar om dit te herontdek as 'n psalm vir Parstyd, maak 'n nuwe oproep tot my. Vandag klink hierdie psalm besonder relevant. Dit is so, onder die sterrehemel word ons met ons sterrestof sterflikheid gekonfronteer.
Maar onder die parskyp, soos met Gideon wat vir die Midianiete weggekruip het, kom lê hier die vraag anders by 'n mens. Wat is die mens? Wat is die mens? In 'n wêreld van kunsmatige intelligensie en hoëspoedproduksie word die vraag oor die waarde van die mens al hoe harder gevra. Het die mens nog waarde? Is ons waarde net in dit wat ons kan produseer? Lankal trap ons nie meer self die drywe nie. Ons is vervangbaar. En in die oë van sommige is die mens selfs parasities. Die vroeë kerkvaders se lees van Psalm 8 was sterk beïnvloed deur die LXX. Augustinus het ook oor die parskyp nagedink. Vir hom was dit 'n metafoor vir die teenkanting en vervolging wat gelowiges dikwels ervaar ter wille van hulle geloof. In tye van vervolging, swaar kry en teenkanting word dieselfde vraag oor die kerk gevra. Wat is julle nog werd in hierdie wêreld? Psalm 8 se antwoord begin nie by die mens nie. Dit begin by God. Die Psalm begin en eindig met 'n ode aan God, aan God se naam. Die skepper van die hemel, die maan en die sterre. Dink aan ons. God is mindful van ons. Ons, sy gevalle, sondige, brose skepsels. Dit is nie ons prestasie, ons produktiwiteit wat ons werklike waarde gee nie. Maar die feit dat God ons in sy gedagtes hou. En dikwels, wanneer ons op ons laagste is, wanneer die vyeboom nie bot nie, en die druiwe geen oes lewer nie. Juist dan kom oorweldig hier die gedagte ons, dat God aan ons dink. Die psalmdigter kom help ons dan om te verstaan dat God nie net aan ons dink nie, maar dat God ons beklee met eer en majesteit. Ek dink dit is deel van ons uitdaging as mense, en dalk opnuut weer as moderne mense, as hierdie soeke na eer en majesteit. En dikwels soek ons dit net daar in die parskyp, of as die wyn uiteindelik gemaak is, soek ons dit op die plakkertjies wat op die bottel sal beland. Maar die eer en die majesteit wat van God afkom, nooi ons tot 'n groter sin van verantwoordelikheid en plek en rol op hierdie aarde, as medewerkers van God se skepping. Ons is nie bloot produksie masjiene nie. Ons is sy oogappels met 'n roeping. Maar hierdie wonderlike belydenis en ontdekking oor wie ons is, kan net floreer wanneer dit omhul word deur verwondering en aanbidding. Psalm 8 begin en eindig met lof. Tussen 2 verse van hoe heerlik is U naam, vind ons ware plek, geliefd en goed genoeg vir God, om gebruik te word tot sy eer en tot die voordeel van sy hele skepping. Mag ons, selfs in ons eie parstye, of dit nou werksdruk, swaar kry of identiteitskrisisse is, hierdie lied van die wynpers sing. Want ons waarde lê nie in wat ons doen nie, maar in wie aan ons dink.
Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.